Sepcast waar ons dieper kyk, groter vrae en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Een van die redes waarom ons so lief is vir films, is omdat 'n goeie regisseur weet dat dieselfde gebeurtenis heeltemal anders lyk wanneer die kamera van hoek verander. Dink aan 'n toneel waar iemand deur 'n storm hardloop. Die eerste kamera wys net na die persoon wat sukkel, struikel en probeer oorleef, maar dan verander die kamera hoek. Skielik sien jy die groter prentjie. Nou verstaan jy waarom alles gebeur het. Genesis 7 doen presies dit. Die eerste deel van die verhaal fokus op Noag. Hy bou, hy versamel die diere, hy neem sy familie in die ark in, hy gehoorsaam, hy wag. Vanuit hierdie kamera lyk dit asof alles van Noag afhang. Maar dan skuif die kamera. Skielik fokus die verhaal nie meer op wat Noag doen nie, maar op wat God doen. God bepaal die tyd, God laat die waters kom, en uiteindelik lees ons een van die mooiste sinne in die hele verhaal. Toe het die Here hom toegesluit. Met ander woorde, Noag kon die ark bou, maar hy kon homself nie red nie. Ek wonder hoeveel van ons leef elke dag met net die eerste kamera. Ons sien net ons eie pogings, ons eie bekommernisse en ons eie verantwoordelikhede. Ons dink alles rus op ons skouers. As ons nie alles reg doen nie, gaan alles uitmekaar uitval. Maar geloof vra soms dat ons die kamera laat draai. Dan ontdek ons dat God lankal besig is om te werk op plekke waar ons glad nie kan sien nie. Hy regeer wanneer ons onseker is. Hy beskerm wanneer ons niks meer kan beheer nie. En hy bly getrou. Selfs wanneer ons net helder blou lig sien en wonder of enigiets ooit gaan verander. Miskien is dit vandag jou uitnodiging. Hou op om jou lewe net vanuit jou eie kamera te beoordeel. Vra eerder, God, wat doen U wat ek nog nie kan sien nie? En dit is ook waarom ons as SA gemeente bestaan. Ons wil mense help om verder as hulle onmiddellike omstandighede te kyk en God se groter verhaal raak te sien. Want wanneer ons sy perspektief begin ontdek, verander nie net ons verstaan van die lewe nie. Ons ontdek weer hoe Jesus steeds die wêreld verander. Tot môre, mooi loop.